Goeiemôre vriende, dit is die begin van 'n nuwe maand. Dit is donderdag die 1 Julie 2026. Mag dit 'n geseënde, gesonde maand wees wat voor julle uitstrek. Die van julle wat miskien 'n bietjie weg is, geniet die weg. Geniet die kinders ook wat by die huise is in hierdie tyd. Dit is ook 'n voorreg om jou kinders so by die huis te hê, né? Kom ons raak net so vir 'n oomblik stil. Here, ons kom draai hierdie nuwe maand aan U op en ons kom vra vir die Here dat U deur die Heilige Gees vir ons sal lei. Ons sal lei in die besluite wat ons neem, die geleenthede wat oor ons pad kom, die uitdagings wat oor ons pad kom, Here, dat U vir ons daardie wysheid en die insig, fyn aanvoeling en ook tak gee om die regte woorde en die regte dinge op die regte tyd te doen en te sê. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Julle weet hoe werk dit altyd met die eerste van elke maand, dan hanteer ek altyd die nagmaal en die doop. En wanneer ons so by mekaar kom, vriende, op die eerste, moet ons vir mekaar kom sê dat ek en jy aanbid 'n almagtige God. So vir die Vader, vriende, om die hemel en die aarde te skep, hoe dit vir ons te groot is vir ons menslike verstandjies, is dit vir hom niks. En ons sal hom nooit kan pyl nie. Dit is die een groot ding wat ons vir mekaar moet kom sê, en dit is wat ons altyd probeer, en ons probeer met ons verstandjies vasvang. En daarom kom God, vriende, en kom gee eintlik maar vir ons tekens, vir ons as mense, ons swak eenvoudige mense, kom gee vir ons tekens om ons te herinner aan hom, om ook vir ons daaraan te herinner dat ons aan hom behoort. En die eerste teken wat hy vir ons kom gee is die doop. Daar was die besnydenis gewees in die Ou Testament, vriende, en in die plek van die besnydenis het die doop gekom. Gelowige ouers se kinders is deel van die verbond gemaak. Dit is die besnydenis, en die nuwe verbond is dit dieselfde. Nee, dit het die doop geraak in plaas van die besnydenis. Selfs met die Pasga. Pasga was in die Ou Testament waar die bloed in die kussyne gestuur is, uittog uit Egipte, uittog uit slawerny, die bokkie wat geslag is vir die bloed. Jesus is die volkome lam wat geslag is vir jou en vir my. Stel die nagmaal in, so die nagmaal het in die plek van die Pasga gekom, soos die doop in die plek van die besnydenis gekom het, nee. So kom ons staan 'n bietjie stil by die doop. In die doop kom sê God vir jou en vir my, jy is myne. Hy kom gee vir ons 'n teken, hy kom gee vir ons 'n beseël ons daarmee. Hy kom soms soos wat jy 'n bokkie merk, liewe vriende, of 'n bul merk of 'n koei merk met die boer se teken. Dit is sy teken. Daai bees behoort aan hom. Niemand twyfel daar nie, dit is syne. Wanneer ons die teken van die doop het, dis 'n goddelike teken wat God gee. Dis nie 'n menslike ding nie. Dis nie die pappa en die mamma gaan oor hulle beloftetjie wat hulle daar aflê voor God. Nee, vriende, nee. Jy bring as pa maar jou kindjie en God sluit 'n verbond met daai kind. God kom sê vir daai kind, jy's myne, jy behoort aan my. Ek kom gee jou 'n goddelike teken, die doop kom gee ek vir jou. Wanneer mense nie 'n gelowiges is nie, hulle kom tot bekering, wat gebeur? Wanneer hulle tot bekering kom, gee God vir hulle die teken van die doop dat hulle aan hom behoort. So dan, wanneer hulle weer kindertjies het, val hulle kindertjies ook onder die verbond, liewe vriende, en word hulle kinders gedoop omdat dit gelowige ouers is. Wanneer jy tot bekering kom en jy nie glo nie, word jy groot gedoop inderdaad, en die doop se teken dat jy aan God behoort, dat jy inderdaad skoon gewas en beseël is deur die bloed van Jesus Christus, né? So kom ons vier dit, liewe vriende. Kom ons vat 'n bietjie water. Ek vat altyd so 'n bakkie, sit 'n bietjie water daarin en herinner jou dat jy gedoop is in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. So vriende, wanneer jy 'n duiwel vir jou wil aanval, haal 'n bakkie water, sit die water op jou kop en herinner hom daaraan en sê, ek behoort aan die Here. Here, dankie vir die teken van die doop, 'n teken van u genade, wat u vir ons kom sê, jy is myne, jy behoort aan my. Vriende, wanneer ek en jy inderdaad na die nagmaal toe oorgaan, is dit so dat die nagmaal in die plek van die Pasga gekom het, en het Jesus gekom, het eenvoudige voet gevat, soos die wyn en die brood, en het gesê dat sy liggaam is vir jou en vir my gebreek, tot 'n volkome versoening van ons sondes. Sy bloed is vir ons gevloei, tot 'n volkome versoening vir al ons sondes, né? En daarom stel hy die nagmaal dan ook in sit, sodat elke keer wanneer ek en jy die nagmaal gebruik, dat ons dit tot eer van sy naam sal gebruik, en tot 'n herinnering aan wat hy vir jou en vir my gedoen het aan die kruis.
Hierso sê die brood is gebreek, liewe vriende, die brood is simboliek van sy liggaam. Ek het nou nie vandag 'n wyntjie by my nie, maar sy liggaam veronderstel die bloed. So wanneer ek en jy die broodjie eet, liewe vriende, weet daarvan dat sy liggaam vir jou gebreek is, omdat hy jou oneindig liefhet. Here, dankie vir u genade tekens van die doop en die nagmaal. En Here, daarom wil ons ook vir u kom sê, ons glo in God die Vader, en u is ons God en Vader, die skepper van die hemel en die aarde. Wil ons kom bely, ons glo in Jesus Christus, die enige gebore Seun, ons Here, wat inderdaad ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterwe het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Vader, ons glo in die Heilige Gees. Vader, ons glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die gelowiges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in 'n ewige lewe. O Vader, dankie dat ons die geloofsbelijdenis kan opsê om te sê, dit is wat ons glo. Here, dankie vir die genade tekens wat ons kan gebruik en ons kan herinner van u liefde en u trou. Amen.